Sit ons bo of onder? Goeiemôre broers en susters, baie welkom in die huis van die Here vanmôre. Kan almal net mooi hoor, baie dankie vanaand. Daar is hy, almal welkom vanoggend. Wat 'n wonderlike oggend wat ons die Here se naam kan loof en kan prys en kan groot maak. Dis sy goedheid, dis sy almag en dis sy liefde. Vir enige besoekers wat vir die eerste keer vanoggend hier ons aansluit, baie welkom, maar ook mag jy luister waar die Here se liefde se warmte vanoggend in die erediens ervaar. Ons gaan vanoggend begin met 'n paar lofliedere tot eer van die Here van die Here se naam. U kan hierso bly sit, dan kan jy saam met ons sing. Baie dankie.
just flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Kom ons staan asseblief terwyl ons net sing.
Was dit nie Eva gewees? Ergens moet ons hulle skuldig gekry. So, ek weet nie of ons so baie aan die vroue moet aandag gee nie. Want hulle laat ons swaar kry. Maar ons dink aan ons vrouens, ons dankbaar daarvoor en dankie vir verlede Sondag, waar ons ook hier in die kerk erkenning kon gee uit dankbaarheid teenoor die vroue. Geliefdes, ons gaan stil word voor die Here en ons gaan luister na sy woord en ook oor die boodskap wat hy vir elkeen van ons vanoggend wil bring. Mag elkeen van ons vanoggend, as ons hier uitgaan, mag ons uitgaan met 'n verkoopte hart, geïnspireerde hart en ons is dankbaar dat ons dit vir mekaar kan gee. Ek noem nou net hier aan die begin, jy het hom seker opgemerk, hy is vanoggend nie hier nie. Fossie is vanoggend, so as ek reg is, 3:30 opgeneem in die hospitaal. Hy is op die oomblik in Unitas by ongevalle en ek het met hom gepraat, dit gaan goed. Hy sal moontlik vir 'n operasie moet gaan, maar ek het vir hom verseker dat ons hom mis vanoggend en dat ons aan hom dink as gemeente. Hy sal later vir my laat weet hoe die dinge vorder. So daarom is hy vanoggend nie hier nie. Kom ons bid, kom ons maak ons oë toe voor die Here. Here, ons sê Here, U is waarlik die lewende fontein. Die lewende fontein waaruit waters vloei. En as ons daarvan drink, ons nooit weer dors sal kry nie. O lewende fontein, kom en breek ook vanoggend in my hart oop. Laat vloei U lewende water, asseblief, deur my dorstige hart. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, genade, en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus en die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here saam, deur saam te sing lied 417, Jesus ons eer U.
vra vir ons kinders om na vore te kom, vir ons kindermoment, asseblief. Ek weet nie of jy so maklik gaan sit nie, papa. Goeiedag juffrou. Môre julle, ek is bly dat ons weer kan saam wees hierso. Ons mekaar lank laat sien, né? En dankie dat julle vanoggend hier is en dankie dat ons mekaar kan praat uit die hart uit. Ek het hier vanoggend vir julle 'n mooi storie. 'n Mooi storie oor 'n oud handvatsel flitsliggie. Daar was 'n oud handvatsel flitsliggie wat in 'n laai gelê het. En het hy daar gelê tussen vuil skroewe en vuil spykers. En terwyl hy daar in die laai gelê het, sy naam was Vonkel gewees. Vonkel. Terwyl hy daar in die laai gelê het hy probeer om sy knoppie te druk, sodat sy liggie kan skyn. Maar hy kon dit nie reg kry nie. Hy het net daar gelê, tussen hierdie vuil spykers en skroewe. En hy was moedeloos gewees. En die spykers en skroewe het hom gespot en vir hom gesê, maar druk 'n bietjie, druk daai knoppie, en maar die lig kan kom, dis donker hier binne. En hulle het hom gespot, want hy hard probeer, met al sy krag om die knoppie te druk, maar daar het niks gebeur nie. Ou Vonkel het naderhand gevoel, hy beteken niks, hy is nutteloos, daar's niks meer goeds vir hom nie. Tot op een dag, toe voel hy, maar hier's iemand wat aan my vat, hier's iemand wat hier tussen ons krap. Dit was die huiseienaar. En julle weet mos, mamma kry baie keer so grille na. So gril, dan wil sy die huis skoonmaak. Oralste, né? En dan ewe skielik druk sy haar hande in waar sy nie hande moet indruk nie. Terwyl die huiseienaar haar hand ingedruk het, het sy gevoel, hier is ietsie wat vir haar van betekenis kan wees. En Vonkel het altyd gehoop, hy kan weer die kans kry om in hierdie donker laai te skyn en in hierdie donker kamer in die hoeke te skyn. En toe vat die huiseienaar die flitsliggie in haar hande. Toe sy die flitsliggie in haar hand neem, toe maak sy die dekseltjie oop van hierdie flitsliggie. Toe sien sy maar die batterye hier binne is op, beteken niks. Sy besluit toe sy haal dit uit en sy sit toe nuwe batterye in. En toe sy die nuwe batterye insit en die dekseltjie toemaak, toe gril Ou Vonkel so van opgewondenheid. Hy voel, hier's lewe hier weer binne in hom. En toe hy hierdie gevoel kry, was hy so dankbaar. En die volgende oomblik, toe druk hierdie huiseienaar die knoppie. En wat gebeur toe hy die knoppie druk? Daar gaan die lig aan. Ewe skielik word die donker laai lig. En ewe skielik word daar lig in die kamer. En Vonkel voel toe, ek is nie meer nutteloos nie. Ek lê nie net hier tussen die stinkspykers en skroewe nie. Ek is nou weer in iemand se hand. Ek kan nou weer skyn. En weet jy wat? Dis presies wat Jesus met jou en my doen. Jesus kom en vat vir jou en my, wanneer ons voel, ons moedeloos, as ons voel ons kan niks reg doen nie, ons kan niks reg sê nie, kom Jesus en hy haal die dekseltjie van jou en my af en hy kom sit in jou en my sy Heilige Gees. En as hy sy Heilige Gees in jou en my sit, dan ewe skielik het ek weer lus om te lewe. Ewe skielik is ek dan weer bly. Ewe skielik kan ek vir my maatjies, vir my mamma en pappa, kan ek baie
moet ons vir Jesus vra, kom help my, soos hierdie huiseienaar vir Vonkel uitgehaal het, en vir hom nuwe batterye ingesit het, moet ons vir Jesus vra, kom sit in my asseblief vandag, die Heilige Gees, en as Jesus die Heilige Gees in jou en my hart kom sit, dan raak ek en jy weer opgewonde, ons raak lus vir die lewe, en die lewe word vir ons 'n lied. Sal jy dit onthou? As jy voel dit lyk nie goed nie, maak oogies toe en vra vir Jesus, my battery is pap, help my asseblief. Kom ons buig ons hoofdies, ons bid saam. Liewe Jesus, Vonkel het nutteloos gevoel. Vonkel was moedeloos. En die huiseienaar het 'n nuwe battery ingesit. En die lig het geskyn. My liggie is so dof. En soms is dit vir my moeilik om te lag en bly te wees. Dankie dat ek vanoggend kan hoor. Ek moet myself vir U gee. En U sal die Heilige Gees in my kom plant. En as die Heilige Gees in my geplant is, sal ek opstaan. Ek sal U loof, ek sal U eer, en ek sal opnuut bly wees. Jesus, help my, hou my sterk, wees U die battery in my lewe, in Jesus naam. Amen. Kom ons staan en ons loof ons Here. Liefdes, baie dankie dat U kinders kerk toe bring. Ons waardeer dit opreg en dis wonderlik om in hulle oogies te kyk en te sien as ons die woord aan hulle verkondig. Ons maak die woord vanoggend oop by Efesiërs 5. Efesiërs 5, en ons gaan daar lees van vers 15 tot vers 20. Efesiërs 5 van vers 15 tot 20. Kom ons bid saam.
dat ek kan glo en weet, U sien my vanoggend raak, hier in die huis. U sien hoe ek gehoorsaam geantwoord het, toe U my geroep het. Moenie van my gemeente byeenkomste wegbly nie. Dankie dat U my geroep het. En dankie dat ek weet, Here, U hoor ook volgend wat in my hart lewe. U hoor my bekommernisse. U hoor my hartseer. U hoor my onsekerhede. Daarom bid ek, Vader, hier is ek. Kom asseblief in die heiligheid en raak my hart aan. Vader, ons dink aan elkeen in ons gemeente. Ons dink aan hulle wat siek is, alleen is, hulle in die hospitaal. Ons dink aan besonder vanoggend aan Fossie. Dat U ook by hom sal wees. Vader, kom vanoggend met my hart na U toe. Ek wil vra, kom en ondersoek my hart asseblief. Soms is ek bly, soms is ek hartseer, soms is ek moedeloos. Here, ek kom buig voor U woord en ek vra, help my asseblief. In Jesus naam. Amen. Efesiërs 5 van vers 15. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing oor mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot die eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Tot sover geliefdes in die heilige woord van die Here. Geliefdes, daar was 'n antieke stad waar daar baie musikante gewoon het. Hulle het besondere musiekinstrumente gehad. Hulle was besonder begaafd en hulle het hulle tyd deurgebring
deur na hierdie musiekinstrumente om te sien en hard te oefen, sodat hulle die beste uit hierdie musiekinstrumente kon kry. Hulle was trots op dit wat hulle uit die musiekinstrumente na vore gebring het en hulle die mense beïndruk wat na hulle geluister het. Maar daar was een man onder hulle. Hy was nie welgesteld nie. Hy het nie 'n musiekinstrument besit nie. En sy naam was Jamil. Jamil het hierdie mense aanskou met hulle wonderlike talente. Hy het hierdie musiekinstrumente aanskou, maar in sy hart was daar 'n leemte. Dit wat hulle aan hom voorgehou het, het nie aan sy siel beantwoord nie, die behoefte van sy siel beantwoord nie. En hy het langs die spruit gaan stap. En op 'n kol toe kry hy 'n mooi riet. En hy het die riet uitgepluk uit die water uit. Na die riet gekyk en hy het besluit, ek gaan hierdie riet uithol. Ek gaan hom uithol dat dit 'n skone riet is, dat dit lyk soos 'n pyp, met niks binne-in nie. Toe hy terugkom in die stad en hy stap met hierdie pyp, toe kom die mense na vore en sê, maar wat wil jy nou met hierdie pyp doen? Dink jy gaan klank uit hierdie pyp kry? Jy sê dit laf, maar probeer, spot hulle hom. En hy het dan nie aan hulle gesteer nie. Een oggend het hy vroeg opgestaan en die kloof uitgeklim tot bo die hoogste punt. En toe het hy hierdie riet gevat en so bo aan sy kop gehou. En toe die riet so bo aan sy kop hou, het hy gebid. Vader, ek is leeg. Ek is heeltemal leeg. Laat U wind deur my waai. Laat U wind deur my waai. En die volgende oomblik het daar 'n wind gekom. En soos wat hy die riet gehou het in die wind, het daar 'n ongekende klanke na vore gekom. Hierdie hol riet wat hy opgehou het na die hemel, het die Here wind gestuur en deur hierdie riet het die wind gewaai en daar het klanke, ander klanke na vore gekom, wat nie uit die musiekinstrumente gekom het nie. En mense wat daar naby was, sê dit gesien en gehoor. En ewe skielik het daar mense na vore gekom met harte, wat verhard was in die hart. Daar mense na vore gekom wat stikkend is, wat gesmag het na vertroosting. Daar mense na vore gekom wat baie siek is. En hulle het rondom hierdie man gestaan, nie 'n musikant nie, nie 'n geleerde nie, nie 'n welgestelde nie,
kom sit met hierdie holriet in sy hand, gerig na die hemel. En daar het vir elkeen na behoefte 'n klank gekom wat vir hulle baie, baie beteken het. Geliefdes, die Here kom vanoggend en vra vir jou en my, het jy al jou hart uitgehol? Is jou hart leeg? Hier was musikante, en is niks teen musikante nie. Hier was musikante wat vol was van hulle wonderlike talent vir die klank wat uit die musiekinstrumente kom. Maar wat nie hulle in nood aangeraak het nie. Daarom kom vra die Here vanoggend vir jou en my. Is jy hol? Is jou hart hol, leeg van jouself? Leeg van alles wat jy dink jy so goed is. Hoe maak die Here jou en my leeg? Hoe maak hy ons hol? Hoe laat hy ons as 'n geesvervulde kind van hom optree? Hoe kom woon sy gees in ons? Die eerste plek moet ek en jy vra na die wil van die Here. Psalm 119 vers 130 staan daar: wanneer die woord vir mense oopgaan, bring dit lig. Dit gee insig aan die wat nog onervare is. Met my hele wese smag ek na u gebooie, verlang ek daarna. Verder, laat u woord my op die regte pad hou. Moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie. Met my hele wese smag ek na u gebooie, verlang ek daarna. Broer en suster, hoeveel tyd staan ek en u af om stil te word met die woord van God? Want weet jy, dis die woord van God wat jou en my hart hol maak, wat jou en my hart skoon maak, as ek opreg luister na die woord. Ek moet tyd maak vir die woord. Want broer en suster, die woord gee vir jou en my die kennis. Die kennis van wie God is. Maar die woord gee ook vir jou en my kennis vir hierdie moeilike lewe. As Paulus hier skryf in Efesiërs, dan skryf hy aan gelowiges. Gelowiges wat hulle harte vir die Here gegee het. Maar as Paulus na hulle lewe kyk, dan sien hulle is so vol van hulle self, dat daar nie eintlik plek is vir die Here om hulle te gebruik nie. Hulle is so bekend met die wêreld en die wêreld
se kennis, dat hulle nie hoor, wat wil die Here met hulle lewe nie. En as ek en jy die woord lees, as ek en jy stil word met die woord, dan kom die Here, en hy maak hierdie dooie woorde in die Bybel, maak hy lewend. En as hy dit lewend maak, dan maak hy dit nie net om in die lug te hang nie. Hy kom en hy skryf dit op jou hart. En as hy dit op jou hart geskryf het, dan kan jy nie anders as om dit te ken nie. Dan kan jy nie anders as om dit op te roep nie. Wanneer dit met jou en my moeilik gaan. Die Bybel help ons om die pad te loop wat die Here wil met jou en my lewe. Die Bybel help jou en my met die nodige kennis en wysheid vir dit waarmee ek en jy elke dag gekonfronteer word. Die Bybel kom en klop aan jou hart en sê, Klimuit, laat my toe in jou hart. Jy's besig om jou die hele tyd teen die muur vas te loop. Jy's besig om die hele tyd in konflik te verval. Jy's besig om die hele tyd lelik te wees. Maak my oop. Maak my oop. En ek sal jou help. Ek sal jou help. Broer en suster, waar is jou Bybel? Waar lê jou Bybel? Hoor jy as jou Bybel klop aan jou hart? Hoor jy as jou Bybel skreeu, maak my oop? Van baie vrae. Wat is die nut van die Bybel? Baie vrae, waarom moet ek die Bybel lees? Jy moet nie die Bybel lees nie. Jy hoef nie die Bybel te lees nie. Maar daar kom 'n dag dat jy hom gaan hoor. Daar kom 'n dag dat hy na jou gaan roep. Daar kom 'n dag dat jy verskriklik dors gaan wees. Dan is die woord daar. En as jy oopmaak, dan gaan jy beleef, daar is nuwe lewe in jou. Dis die battery wat ek en jy na smag. Maar in die tweede plek, ek kan die woord lees. Ek kan die woord bestudeer. En dit kan net vir my woorde wees. Dit kan net 'n mooi gedig wees, 'n mooi lied wees. Wat maak die woord lewend in my? Daarom in die tweede plek, laat die Gees jou lei. Laat die Gees jou lei. Die woord alleen beteken niks. Die woord alleen kan maar net by my verbygaan. Ek kan hoor hy klop, ek kan hoor hy roep na my. Maar as die Gees nie daar is nie, is die woord van geen waarde nie. Daarom in Korintiërs 3 vers 16, soos ons
gesing het ook. Weet julle nie, dat julle die tempels van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? Is ek 'n tempel? Is die Gees van God in my? En dan in Galasiërs 5:6 iets sê, wat ek bedoel is dat laat julle lewe deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. As ek luister na die Gees, want die Gees bring die woord lewend na my, dan kom daar 'n verandering in my na vore. Wat sê die verandering? Weet julle, waar is die eerste tender uitgebring? Waar is die woord tender ontdek? Die Heilige Gees het na God toe gegaan en hy het vir God gaan vra, hierdie kind wat U geskep het, gee my 'n kans om hierdie kind te omvorm. En God die Vader en die Heilige Gees die tender gegee om jou en my te hervorm, om jou en my te help om die kind te wees, die mens te wees wat hy gewil het. Ek is nie maar net sommer iemand nie. Ek is gebore met 'n doel. Ek is gebore met 'n plan met my lewe. En al ek daai plan kan kry, en al ek daai plan kan uitvoer, is toe te laat dat die Heilige Gees van die tender gewen het oor my lewe, om hom toe te laat om in my lewe te werk. En wanneer die Heilige Gees in my kom, maak hy my nuut. Hy maak my nuut. En hy kom nie net en hy maak my nuut en hy gaan weg en hy pak sy gereedskap weg nie. Hy is elke dag besig om in my hart te werk. Elke dag kom die Gees in my en hy sê, maak die Bybel oop. Elke dag kom die Gees in my en hy sê, vra vir die Vader. Elke dag kom die Gees in my en sê, los dit, stap verby. Moenie bekommerd wees nie. Ek is by jou en met jou. Die Gees hou my op die pad. As ek die Bybel lees, deur die bril van die Here Jesus, dan kom die Jesus en hy vat daai woorde en hy sit dit op my hart. En as die Gees kom, dan vat die Gees daai woorde en hy maak dit lewend in my lewe. Mense, broer en suster, wanneer hierdie twee funksies in my lewe 'n werklikheid word, dan word my lewe een groot fees. Een groot fees. En dan kan ek nie anders as om die Here te loof en te prys nie. Kan ek nie anders as om lofsange tot hom te bring nie. Want ek is so dankbaar. Ek hoef voor niks bekommerd te wees nie. Maar Here, hy is die Almagtige. Hy vat my by die hand. Hy lei my op die regte pad.
nuwe pad loop. Jammer, het die riet gaan optel en hy het hom leeg gemaak. Hy het hom uitgehol. Ek moet die eie ek in my uithaal. Nie wat ek wil nie wat ek wil sê nie wat almal moet hoor nie. Ek moet myself uithol. En dan, wat het met Vonkel gebeur? Daar's 'n battery ingesit. En 'n lig het geskyn. Ek voel nutteloos. Ek voel alleen. Maak jou oop. Maak jou oop vir 'n nuwe battery. Die Heilige Gees. En hy wil die tender gewen het. Laat hom toe om jou en my te omvorm tot ware menswees. Menswees met betekenis. Menswees met liefde. Liefde in die hart. Mens met 'n lied. 'n lied in die hart. Kom ons loof. Kom ons prys die Here. En laat jou en my nie alleen nie. Hy kom soek ons op. En hy wil ons optel. Elke dag. Amen. Vader, hier staan ons, hier sit ons voor U. Het jou wil na die spruit toe gevat. En die riet geblik. O Vader, kom neem weg alles wat verhinder dat U deur my kan waai. Ek is maar vals, Here. Maar as ek my vir U gee, glo ek dat wanneer U Gees deur my waai, U my nuut sal maak. 'n nuwe mens. En dat U my weer sal laat ervaar. Niks kan verhinder dat ek kan wees wat U wil hê ek moet wees. Vader, ek bid dat U ons elkeen help om ons oop te maak vir U. Dat U volgens sal kom en elkeen van ons sal optel. En dat U deur ons sal waai. Help my Vader om te glo en te weet. U wil vir my lewe is net die beste. Help my asseblief, Here. In Jesus naam. Amen.
kyk na die verjaarsdag, hulle wat in hierdie week kom verjaar, kan hulle net staan, ons wil ietsie gee. Dis nie kan jy ook op verjaar, want jy word prakties nou te oud hoor. Dis die moeilikste vir my. Ek was in die lugmag, en nou moet ek luister na Pongo. Weet jy wat sy groot nonsens is dit? Hulle hou daarvan ons om die modder rond te kry. Ons hou nie daarvan nie. Ek moet net onthou op die dit is maar weer eens, maak net seker asseblief van julle name en vanne met die oog op die verjaarsdag, want Rihanna is nie meer Rihanna Blom nie, sy is nou Rihanna Raad, so asseblief ons moet dit net by die kerkkantoor regstel, maar om elkeen wat verjaar baie geluk, ook Derek, is baie dankbaar hoor, dat die Here nog met jou met ons het, Derek wat deur moeilike tye gegaan het, met die siekte, maar hy was stout gewees, maar hy het goed gaan met hom. Baie sterkte vir jou, ook met jou huis. Soos jy reeds gedoen, jy ken al ons siekes, ons vra asseblief dat ons al ons siekes dink, en dan het ons donderdag aan kerkraadsvergadering gehad, maar daar was nie besluite wat die gemeente raak, wat ons aan die volgende moet voorhou nie. Dit was bloot maar bestuursbesluite om te kyk na ons funksionering. Byvoorbeeld ons het, daar is 'n verandering. Ons gaan nie meer 'n kaas en wyn aand hê nie. Ons gaan 'n mini bazaar hê, as ek reg is, gaan ons hê, maar nie meer 'n kaas en wyn nie. En daar is baie regulasies rondom 'n kaas en wyn, waar dit vir ons baie moeilik maak om so iets aan te bied. So dit was maar die enigste groot besluit wat die kerkraad geneem het, maar andersins was ons dankbaar dat ons terugrapportering gekry het oor ons terrein en ons geboue. Die kerk is mooi reggemaak, jy kan sien die deure is mooi geverf, buite ook, en dan ook die pastorie is amper afgehandel, en is hy ook weer niet. So dit is waaroor die kerkraadsvergadering gegaan het, so neem asseblief net kennis daarvan. Goed, dan is ons slotlied, leer my u wil leer, en na die seënuitspraak is die uitstaplied vroeg in die môre. Goed, kom ons sing die slotlied. Amen.
die Heilige Gees sy wees